en die halleluja's sal weer klink in die hemel. Dankie dat ons weet, Lukas 19 vers 40 sê, as ons dit nie doen nie, gaan die klippe dit doen. Gaan die klippe begin uitroep om die erkenning aan hierdie kosbare, wonderlike, bonatuurlike hemelse Vader, Here, te eer en te prys in plaas dat ons dit doen. Daarom wil ek so bid vir elke ene vanoggend in hierdie plek, en Here, elke plek in hierdie land, oor die wêreld waar die woord van God verkondig word. O Gees van God, U wat teenwoordig is, U wat by en met en saam en in mense is, U wat die mense, Here, herreformeer, amper wil ek sê, U wat die ou mens nuut maak, 2 Korintiërs 5:17. Vader, dis vir U wat ons vanmôre wil kom sê, ons eer U, Here. En ons wil op hierdie manier, Here, alles dit nou net in 'n paar woordjies en in 'n paar note, Here, wat gespeel word, wil ons kom en ons wil ons alles voor U bring vanmôre. Net vir U kom sê, Here, ons kom gee dit. Ons wil onsself op die altaar kom plaas vanmôre. Here, en ek wil bid oor Gees van God, help elke ene van ons. Here, ek bid vir nuwe inspirasie, ek bid vir nuwe planne. Ek bid, Here, en dat U in ons, Here, 'n nuwe inisiatief, Julle sal belê en bou, sodat ons sal weet dat U die enigste ware God en Koning is. Seën vanmôre, Vader, dan ons woord ook wat ons gaan bedien. En ons dankie vir dit in Jesus naam. Amen en amen. Amen. Baie dankie, jy kan jou sitplek neem. Ek wil graag 'n bietjie vanmôre, ek het so baie gesit, baie tyd gehad om te dink, en daar's so baie dinge wat deur mense kop maal. So baie gedagtes wat jou gedagtes wil oorheers van buitekant af. So baie dinge wat ons voor nee sê, wat ons eintlik voor ja moes gesê het en teenoorgesteld ook. En die Here met my gepraat en vir my gesê, want ek het regtig met die Here gepraat en gesê, Here, maar waarom is dit so dat mense hoor en hulle hoor nie? Markus 4 vers 10 tot 12, hulle sien en hulle sien nie, hulle luister en hulle luister nie. Here, terwyl daar so 'n golf van die evangelie, die liefde van Jesus Christus besig is om die aarde te oordek. Maar ook in dieselfde asem is dit ook so dat die vyand besig is om ons dit te onderkruip, om dit die leuen in 2 Timoteus 2 Tessalonisense 2 vers 11 kom hy en hy sê dat hy sal die krag van die dwaling in die mens sit sodat hy die leuen sal glo. Hoor wat sê ek vanmôre? Die vyand kom en hy beroof jou van die waarheid. En ouens, ek ervaar en beleef hierdie ding, en baie keer word mense vir my baie kwaad. Hulle sê, jy praat regheid en ons hou nie daarvan wat jy sê nie. Maar ek wil vanmôre onomwonde wil ek net 'n verklaring maak om te sê, jy mag vir my nou kwaad word, maar eendag gaan jy bly wees dat jy dit gehoor het. Jy sien, man, die waarheid seëvier. Waarheid is waarheid. En wat gaan ek en jy doen om dit te vervang? Hy sê 2 Korintiërs 13 vers 8 sê, hy sê ons kan niks doen teen die waarheid nie, maar wel vir die waarheid. Ek kan niks teen die waarheid doen nie, maar ek kan wel iets vir die waarheid doen. En vriende, ons sit vanmôre, ons leef in 'n tydperk en 'n seisoen van ons lewe wat die waarheid werklik waar nie meer saak maak vir baie mense nie. Waarheid word nie meer verkondig in baie kerke nie. Waarheid word nie meer erken op baie plekke nie. En ek en jy is die ouens wat op die onderpunt van die tou sit en wat hierdie goed aanhoor, en dan kom die probleem, as ons nie werklik waar in Christus Jesus is nie, dan kom hierdie woord van 2 Tessalonisense wat sê, luister, daar's krag. Hoor mooi, hy sê, daar's
krag in die dwaling wat die vyand vir jou stuur, sodat jy die leuen sal glo. En is dit nie so dat ons het met soveel leuns te doen in die lewe en dat mense nie meer omgee oor die waarheid nie. En tog is dit so dat eendag van aangesig tot aangesig, sê die woord 1 Korintiërs 13 vers 12, sal ons voor God staan en dan sal die waarheid vir jou en vir my moet saak maak. Maar ek sit en ek praat met die Here en ek sê, Here, maar wat doen ons? Want dit is ongelooflik, jy moet verstaan. Ons is in die einde van nog 'n jaar en ons is besig om terug te kyk en ek kyk in my eie lewe en al wat ek sien is die foute en die mislukkings wat ek gedoen. Ek sien niks goeds nie. Want jy sien, hierdie tyd van die jaar is dit so, dit is 'n seisoen en ek weet nie of julle dit weet of beleef nie, maar hierdie is die seisoen van die selfmoord. Hierdie is die seisoen waarin mense hulle eie lewens neem, waarin mense dinge doen wat nie reg is nie. Want jy sien, ek sien myself as 'n mislukking. Ek sien myself dat die Here sorg net vir jou en hy sorg nie vir my nie. En ek vra myself, hoekom kyk die Here by my verby? Hoekom sien hy my nie raak nie? Want sekere dinge gebeur net met sekere mense. En as gevolg van dit glo ek die leuen. En dan kom ek op 'n plek wat ek begin dink aan die tou in die garage wat vir my aanloklik het. Hierdie week gehoor van 'n jong seun wat weer sy lewe geneem het, eie lewe geneem het. Gehoor van 'n jong seun van wat baie jonk is, wat sy ouers by die polisie gaan aangee het omdat hulle hom kastig sou mishandel het terwyl hy die skuldige is. Ouens, ons leef in 'n wêreld wat omgekeer is. Ons is op 'n plek in ons lewe waarin ons nie graag wil wees nie. Want die feit van die waarheid is die waarheid en ons sal onsself moet op 'n plek kry waarin ons kan by die Here uitkom sodat ons deur die krag van die genade van die Heilige Gees mekaar kan inspireer. Ek wil jou vra vanmôre, hierdie week wat kom, bel 'n boetie of 'n sussie of iemand wat jy ken. Bel 'n bietjie en hoor bietjie hoe gaan dit. En moenie vra hoe gaan dit nie, want jy sien ons het groot geword met die gedagte, dit gaan goed man. Maar in die tussentyd in my binnekant hier, in my gees, in my lewe binnekant, kan ek nie vir jou sê hoe dit met my gaan nie. So moenie eens vra hoe dit gaan nie, bid net vir iemand. Inspireer iemand dalk net met 'n versie. Of herinner hom net om te sê, die Here is daar vir jou, dit maak nie saak wat gebeur nie. En so is dit, dat ons onsself baie keer nie wil vergewe nie. Ek is 'n mislukking, ek het dit nie gemaak nie, ek is moedeloos, ek is teleurgesteld. En dan kom die vyand op daardie oomblik, 'n plek waarin jy is van swakheid, waar jy swak in is, en dan kom jy en dan sê jy, ag nee, wat? Ek dink nie ek gaan dit maak nie. Dis juist dan wanneer jy dit gaan maak. Maar die feit van die saak is, jy gaan dit nie maak omdat jy dit gaan wil maak nie. Jy sal na die Here toe moet gaan. En die Here gee vir my Psalm 121. En Psalm 121 sê, hy sê, ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? Vers 2, my hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde geskaap het. En as 'n hele paar plekke in die Bybel wat die woord praat van hef op julle hoofde. Hy sê as hierdie dinge gebeur, dit wat besig is om te gebeur, hy sê kyk dan op en weet dat julle uitkoms naby is. En hier kom die psalmdigter en hy sê, kyk op na die berge, ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde geskaap en nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Ek wil hê jy met hierdie versie, net dit moet jy memoriseer hierdie week. En as jy in 'n plek, in 'n situasie, omstandighede oor jou wil losbreek, wat jy wil grond toe van, dan moet jy vir jouself net herinner aan die waarheid, want die woord sê, ons kan die waarheid oorbring, ons kan praat oor die waarheid, want dit is die waarheid wat op die einde van die dag vir jou en vir my gaan losmaak.
Hy sê hy kan jou voet nie laat wankel. Jou bewaarder kan nie sluimer nie. Kyk, die bewaarder van Israel sluimer of slaap nie. Die Here is jou bewaarder, die Here is jou skaduwee aan jou regterhand en so gaan dit. Die son sal jou bedags nie steek nie. Die maan ook nie by die nag nie. Die Here sal jou bewaar van elke onheil. Jou siel sal hy bewaar. Die Here sal jou uitgang en jou ingang bewaar van nou af tot in ewigheid. Oor wat sê hy in daai laaste versie? Die Here sal jou, en luister, ek en jy sit vanmôre hier. En ek dink dalk nie oor hierdie dinge nie, maar ek wil vanmôre wil ek 'n verklaring maak. Ek wil iets in jou gees lewe kom deponeer vanmôre. Ek wil vir jou kom sê van die oomblik wat jy gebore is, Genesis 2 vers 7, was God daar om jou te help en jou onder jou in te kom en jou te bewaar. Dis hoekom jy gekom het tot waar jy is vandag. Jy sou nie hier gewees het as dit nie vir dit was nie. Want die woord sê van jou ingang af en hy sal saam met jou gaan totdat jy klaar maak. Psalm 23 vers 5 sê, vers 4 sê, al gaan ek deur 'n dal van doodskaduwee, selfs daar los die Here jou nie. Vers 5 sê, hy sê, en ek sal in die huis van die Here bly tot in lengte van dae. Luister vanmôre, wat sê Willie vir jou? Jy is nie alleen nie. Maar weet jy waar moet ek kom? Ek moet op 'n plek in my lewe kom wat ek die leen een kant toe. Luister vanmôre, dis dalk tyd dat jy 'n nuwe skedule vir jouself moet uitwerk. Jou planne hierdie jaar het nie uitgewerk tot waar jy vandag is nie. Jy het niks reg gedoen volgens jou nie. Hoekom probeer ek nie 'n ander plan dan nie? Hoekom probeer ek dan nie die Here nie? Iemand het vir my gesê, hulle het gesê nee, hulle gaan nie meer hulle 10 gee nie, want hulle het nie geld nie. En hulle bid en hulle praat en iemand praat met hulle daaroor en hulle besluit hulle vat hulle laaste en hulle gee dit vir die kerk. En van die volgende maand af toe verdriedubbel hulle inkomste. Ouens, ons verstaan nie dalk hierdie goed nie. Jy verstaan dit dalk nie vanmôre nie, omdat jy nie geleer is nie. Jy het nie opgegroei met hierdie dinge nie. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, jou planne werk nie altyd soos wat jy dit wil hê nie. Ander dag het ek vir 'n paar oomies gesê, toe hulle met my kom sit en stry oor sekere goed. Toe sê ek, jou plan het nie gewerk vir 5 jaar nie. Probeer 'n ander plan. Kom net op 'n plek waar jy in God se gedagtes kan intap. Kom net op 'n plek waar jy God se genade kan ervaar. Kom net op 'n plek waar jy jouself moet wees. Ouens, in die Here het met my ernstig gepraat hierdie tyd oor nederigheid. Ons moet ophou, want oral waar jy kom, is die een beter as die ander een. Hy's beter geleer, ek het beter kwalifikasies, ek het beter maniere, al hierdie goed. Ons moet wegkom van die, want die woord sê nederigheid sal die Here die een hoër ag as homself. Nederigheid kos jou niks. Nederigheid kan maak dat jy hemel toe gaan eendag. Maar luister, dan moet ek op 'n plek kom. Kom dalk net uit jou eie planne uit. Jy sê, jy moet nie vir my sê wat ek moet weet nie. Ek mag nie vingers wys nie. Dis mense wat my aangevat het oor dit in hierdie gemeente. Ek gee nie om nie. Ek doen wat God wil hê. As ek die waarheid moet ek die waarheid praat, want jy's vir my nou kwaad, soos ek net nou gesê het. Maar vorentoe gaan jy baie bly wees dat ek jou vermaan het. Want ek sê net vir jou wat die woord sê. Kom ek en jy kom net op 'n plek wat ons net in onsself. Paulus skryf in Romeine 4 vers 18. Hy sê die mense het hoop verloor. Hy sê daar's nie meer hoop daar buite nie. Hy sê hy praat oor ou Abraham wat gesê het hy kan nie meer 'n vader wees nie. Hy sê hy teen hoop op hoop en dit het gerealiseer. Hebreërs 11 vers 1 sê, daar was nie hoop nie, ek sien dit nie, ek beleef dit nie, ek ervaar dit nie, ek kan dit nie glo nie, moenie met my kom met my stories en met jou teologie nie, want ek sien dit nie. En weet jy wat, jy gaan dit nie sien nie, want jy glo dit nie, want jy wil liewes die leuen glo.
Daarom is dit vir jou en vir my. Spreuke 23:23 is so 'n pragtige versie wat sê, hy sê koop die waarheid en verkoop dit nie, ook wysheid en tug en verstand. Hy sê gaan koop die waarheid dan. Luister, wil jy, gaan koop die waarheid. Gaan koop dit. Luister, as jy dit nie het nie, as jy nie die hoop het wat dit vir jou wil bevestig vanmôre nie, al wat jy moet doen is jy moet net op jou knieë gaan en sê, Here, hier is ek vanmôre. Maak nie saak wat jy gedoen het, wat jou verlede, wat jou gebeur het nie. Doen net dit. En dan kom die beloning wat sê Lukas 21 vers 28 wat ook sê, hef julle hoofde op. Word aanskouers van God se liefde. Word aanskouers. Hebreërs 12 vers 1 wat sê, terwyl daar so 'n wolk van getuienisse rondom julle. Ouens, ek kan vir julle baie getuienisse vertel van hierdie 2 weke wat ons, ek gaan vir julle baie vertel, maar weet wat? Ek is bang om dit te vertel, want julle gaan my nie glo nie. Julle gaan my nie glo nie. Daarom gaan ek dit nie vir julle vertel nie. Jy sien, ek glo in God. Ek glo in God se afhanklikheid. Ons is in totale afhanklikheid aan God vasgemaak deur die bloed. Dis hoekom ons vanmôre is ons by hierdie tafel weer aansit en ons kom en ek praat hierdie week met 'n ou en hy sê vir my, hy dra 'n kruisie om sy nek met Jesus nog aan hom en voor ek met hom kon praat, want ek wil nie met mense oor hierdie goed praat nie. Toe sê hy vir my, jy weet wat, ek moet hierdie kruisie moet ek afhaal. Hy sê, en ek moet hierdie mannetjie, hierdie Jesus moet ek afhaal. Hy sê, want Jesus is nie meer op die kruis nie. Hy het die prys betaal op die kruis, maar hy is nie meer daar nie. Johannes sê, hy is op 'n plek waar hy vir ek en jy gaan 'n huis bou het. Hy sê, en as hy dit gedoen het, dan kom hy terug en dan kom haal hy ons. Maar ek slaan my oë op na die berge. Ek wil vanmôre, as jy ingeskakel is, ook in hierdie diens, ek wil vir jou sê vanmôre, hoop op God. Jy sien die hoop wat jy het, verwerp die leuns. Die duiwel is 'n leenaar. Die duiwel is iets wat jou weg wil trek van God se goedheid af. Maar weet jy wat, sodra jy die hoop van God in jou het, sodra jy daardie ervaring weer beleef het van die Heilige Gees, wat in jou lewe 'n inspraak maak, dat daardie hoop daar is, dan kan ek uitstap uit daardie deure en ek kan hierdie week ingaan met 'n hoop wat gebore is op die kruis van Golgotha. Nie my hoop nie, nie die predikant se hoop nie, God se hoop, wat sy seun gegee het, sodat ek en jy hoop vir hierdie wêreld, want jy is die hoop vir hierdie wêreld. Jy wil dit nie weet vanmôre nie, jy is die hoop vir hierdie wêreld. Believe it or not. Probeer redeneer daaroor. Jy is die spreekbuis van die Heilige Gees, van God se genade. Daar waar jy beweeg, daar waar jy met mense deel, is dit ek en jy. En jy hoef nie Bybelversies aan te haal en al daardie goed nie. Begin net in jou eie lewe, dat in jou binneste sê die woord sal 'n strome van lewende water sal uitkom. Begin net jouself beleef in Christus Jesus en wees net wie jy is. Moenie probeer iemand anders wees nie. En dan sal die Gees van God jou openbaar in daai mense se lewens waarmee jy praat. Want die hoop verydel nie. Die hoop is altyd daar vir jou en vir my. Jy sien, baie keer, en hier kom die ding, baie keer kan ek en jy
nie die regte besluit neem nie. Ek neem die besluit om net oor 'n maand of 6 maande uit te vind, dit was nie die regte besluit nie. En dan laat die Here toe dat iets in jou lewe gebeur, sodat jy die regte besluit moet neem. Nou moet nou nie vinnig vir my kom sê die Here laat nie dit. Die Here laat baie goed toe wat ek en jy nie verstaan nie. Uit Israel het hy 6 keer in ballingskap weggevoer. Hy het Hizkia laat siek word. Hy het die disippels, die ergste moorde, het hy toegelaat. So kom ons kom by daai ding verby. God het 'n toelatende wil. En as jy nie luister nie, gebruik hy baie keer iets sodat jy op 'n plek in jou lewe kan kom om die regte besluit te neem. En dan sê ons, Here, nee, maar dis Vader. Weet jy hoekom? Hy keer jou nou al voor, sodat jy eendag in die hemel kan ingaan. Los hy jou nou, is jy miskien verlore vir ewig. Daarom is dit dat die Here die waarheid wil hê. Want die waarheid vir of teen jou gaan tel. En ons moet nie bang wees vir die waarheid nie, ouens. En as ouens vir my wil kwaad wees oor die waarheid, of vir jou wil kwaad wees oor die waarheid, let it be. Laat dit gaan. Ek kan nie my siel verkoop om met ouens te praat oor dit wat hulle van hou, of wat ook. Die Bybel waarsku ons teen die manne wat mooi goedjies gaan sê om ons gehoor te streel en al daardie goed. Ouens, hierdie is 'n feit. As jy nie vir Jesus Christus in jou lewe ken nie, en daar is nie 'n middelmannetjie nie. Ek in my gees, Paulus skryf, hy sê in my gees is ek ontsteld. Ek is in my gees ontsteld soos ek hier voor jou staan. Mense keer my voor in die straat, dan wil hulle vir my vertel van die Here en van hoeveel keer hulle bid. Maar hulle is so gedrink, hulle kan nie op hulle voete staan nie. En elke tweede woord is 'n vloekwoord. Wie blaf ek? Jy kan my blaf, maar jy kan God nie blaf nie. Sien, 1 Konings 18 vers 21. Kom Elia en hy sê, broers, moenie hinker op 2 gedagtes nie. Kies vandag. As dit God is, laat dit God wees, maar as dit Baal is, laat dit Baal wees. En ouens, dis nie 'n skande om 'n alkoholist te wees. Dis nie 'n skande om luister, al wat jy moet doen is kom by die kruis. Dis waar ek was. Ek het al hierdie goed gedoen in die lewe. Moet my niks probeer vertel van die buitewêreld nie. Ek was daar. Maar ek weet ook van 'n dag van genade. 'n Dag wat die Here al hierdie goed uit jou lewe uithaal en hy sit die hoop van Christus sit hy in jou lewe terug. Daarom is dit so dat 2 Korintiërs 6 vers 6 tot 17 en ouens, Paulus skryf oor hierdie goed. Hy sê moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie, want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid? En watter gemeenskap het die lig met die duisternis? En watter ooreenstemming het Christus met Belial? Of watter aandeel het die gelowige met die ongelowige? Of watter ooreenkoms het die tempel van God met die afgode? Want julle is die tempel van die Heilige Gees. Korintiërs 3:16, Korintiërs 6:19. Hier sê hy dit ook weer. Ouens, ek verstaan hierdie dinge. Ek weet dis moeilik daar buite.
Ek weet ons sukkel met finansies. Ek weet ons sukkel met gesondheid. Ek weet ons sukkel met kinders. Ek weet ons sukkel met dwelms. Daar's die wêreld is vervuil. Die vyand is besig. Hy werk soveel oortyd. Hy slymer of hy slaap nie. Hy's besig om mense te onderkruip. Hy's besig om mense hel toe te vat. Ek weet hierdie goed, maar weet jy wat? Dis hoekom die woord van God vir jou en vir my daar is. Om te sê daar's hoop. Dit wat die wêreld nie meer erken nie, dit wat hulle nie meer verstaan nie, dit wat hulle nie meer van wil hoor nie. Ek en jy, dag, plek op 'n tyd, was daar 'n tyd toe die Gees van God in jou lewe. Luister vanmôre, jy sou nie hier gesit het, as jy nie die Here dien of wil dien nie. Jy sit hier, omdat jy 'n keuse gemaak het. Maar baie keer van daai keuses wat ons gemaak het, moet ons 'n bietjie herroep. Ons moet 'n nuwe, soos ek gesê het, ons moet 'n nuwe skedule saamstel. Want die skedule wat ek volg terwyl ek nou in Christendom is, het 'n pad vir twee. Het 'n twee-rigting pad. Waar die skedule van die woord sê daar's net een pad. So dis nie te sê jy dien nie die Here, jy dien die Here. Maar daar moet 'n dieper insig in jou lewe gebeur, daar moet 'n dag kom waar jy voor die Here lê en huil totdat daar niks van jou oorbly nie, sodat God sy werk deur die krag van die Heilige Gees in jou lewe kan bevestig. Is jy bevestig deur die Heilige Gees? Ek weet baie van ons is nog nie daar nie. Glo my as ek dit sê. Van u wat ingeskakel is ook. Maar daar's tyd, daar's 'n plek terwyl ons nog hierdie kant is. Terwyl ons nog hierdie kant is daar tyd, daar's 'n plek. Dat ons op 'n plek kan kom wat ons kan sê, Here, help my soos Hiskia. Hiskia wat hy die sonwyser van Agas laat stil staan het en 15 jaar by sy lewe gevoeg het. Interessant. Het julle geweet dat die wetenskaplikes vandag nog soek hulle daardie 15 jaar in die milieu van die lewe en hulle kan dit nie kry nie. God het die sonwyser laat stop vir 15 jaar. Ouens, miskien is jy op 'n plek en Hiskia was werklik waar dit wat hy reg gedoen het hy reg gedoen, dit wat hy nie reg het hy nie reg gedoen. Miskien is ons, miskien is ek, miskien is jy, is ek ook daar vanmôre. Dan is hierdie die geleentheid as ek by hierdie tafel kom staan en ek heilig myself en ek geniet hierdie druiwesap en die brood en ek herdenk. Paulus sê elke keer as julle dit doen, hy sê dan herinner julle julleself. En miskien is dit die geleentheid vanmôre as jy hier kom staan en jy sê Willie, ek is 99.9. En jy sê, Here, daai 1%. Net daai 1%, Here. Kan die Here kom en hy kan jou skoon maak. O, ek wil huil oor hierdie goed. As ek sien hoe roekeloos mense leef. En weet jy, hulle doen die verkeerde dinge. En wat my seer maak, en dan haal hulle nog die Bybel aan om hulle self te regverdig. Het jy dit al gehoor? Ek weet ek doen die verkeerde goed, maar net om jou te wys. Ek ken ook 'n bietjie van die Bybel, dan haal hulle goed uit om hulle self te regverdig. Ouens, is 'n moeilike pad. Nêrens in die Bybel beloof die Here vir ons 'n ground bus hemel toe nie. Of 'n maklike pad nie. Nêrens. Al wat hy jou beloof,
is 'n veilige tuiskoms. Dis al. Elke evangelie sê wie volhard tot die einde toe, die sal gered word. En daarom, as ons vanmôre by die tafel gaan aansit, dan wil ek vir jou vra vanmôre. Miskien moet ek 'n nuwe, ek wil nie sê 'n nuwe blaadjie omslaan nie. Die ouens kom met baie goed. Ek het 'n nuwe blaadjie omgeslaan die oggend, maar die aand het ek weer die bladsy uitgesien, maar ek doen ook maar meer. So daar's nie nuwe blaadjies wat jy omslaan. Dis goed uit die wêreld uit. Maar al kan jy vanmôre net kom en sê, Here, hier is ek. Hier is ek, Here. Ek erken, ek bely. Ek weet ek is swak. Here, ek weet al hierdie dinge. Maar Here, ek het 'n stryd in myself wat my dwing, Here, om hierdie goed te doen wat ek nie moet doen. Hier Romeine 7, Galasiërs 5 vers 17, gaan lees hierdie skrifte. Maar Here, hier is ek vanmôre en luister, ek praat met myself, die woord kom na my toe. As ek daar gaan staan, dan sê ek, Here, as daar ietsie is, Here, help my, dat ek dit sal regmaak. En dan kom die Here in sy groot genade, en hy sê, hier is ek vanmôre. Ek is hier, om jou te help, jou te verlos, jou te versterk, saam en by en met jou te wees, jou te dra en jou te verdra. Jou met liefde vas te maak aan myself. En dan kan ons uitgaan met daardie hoop, daardie wete, daardie vertroue, daardie selfversekerheid, wat sê, omdat hy leef, sien ek kans vanmôre. Kom ons buig ons hoofde. Vader, baie dankie dat ons vanoggend kan, Here, in waarheid voor U sit en staan. Here, dat ons nie hoef bang te wees vir die waarheid nie, want die woord van God sê, waarheid maak vry, waarheid maak los, waarheid maak nuut, want U is die waarheid. Daarom wil ek bid vir elkeen van ons, vir hulle wat ingeskakel is in hierdie boodskap vanmôre dalk, Here. Hulle wat nie seker is nie, bid ek so Gees van God, wat U ook in hulle lewens vir hulle sal 'n inspraak maak, sodat hulle sal kom op 'n plek om te doen dit wat hulle moet doen. Dankie vir dit vanmôre. Ek wil hê jy met jou hoof buig, en as jy voel vanmôre, ons moet vir jou gebed doen. Ek kan jou nie uitroep nie, ek kan net jou hand optel en dan gaan ons vir jou bid daar waar jy sit. As jy nie seker is nie, dankie vir al die hande wat opgaan vanmôre. As jy nie seker is nie, kom ons maak seker vanmôre, ouens. Kom, ek wil jou sê, dis nie 'n man wat 'n bottel uitdrink nie, maar is 'n man wat kan sê, ek staan vir die saak van God. En dis wat julle gedoen het. Julle kan julle hande laat sak. Jou hand opsteek, dan sit dit 'n teken dat ek is bereid om op te staan vir die koning van die konings. Baie dankie Vader vir elke hand. U het elke hand gesien vanmôre, Here. En dankie vir dit, en ek wil bid vir hierdie boeties en hierdie sissies. O Gees van God, vervul hulle opnuut met U liefde, Here. Gee vir hulle daardie hoop, Here, wat ons nie by Pick n Pay of Checkers koop nie, maar Vader, wat ons net van U af kan kry. Daarom dank ek U vanmôre vir hulle, seën hulle dan, is my gebed in Jesus naam. En ook so vir die tafels, Here, wil ek bid vanmôre. Here, as ons dit geniet, dankie Jesus. Dankie dat ons weet daardie kruis is leeg. Die prys is betaal. Die offer is gebring. Seën ons dan vanmôre, Here. In Jesus naam, en ons dankie daarvoor. Amen en amen.